Goeiedag graad 12. Vandag kyk ons nou 'n bietjie na die hersiening van voorplanting. Onthou soos ek gesê het, al hierdie vrae kom uit vorige vraestelle uit van 2024, 2023, 22 en 2021. So dis uitstekende voorbereiding vir hierdie verskillende afdelings. Kom ons kyk na die eerste enetjie. Watter een van die volgende is 'n voorplantingsstrategie by voëls waar die kleintjies ten volle afhanklik is van die ouers? Alright, daar's twee. Dis tussen prekosiaal en ultrasieel. En ek onthou altyd die P in prekosiaal vir paraat. Met ander woorde, as 'n mate van onafhanklikheid, en dan die A in ultrasieel vir afhanklik. So dit sal definitief ultrasiële ontwikkeling wees. Die diagram hieronder verteenwoordig gebeure tydens menslike voorplanting. Nou wat jy hier sien het is 'n twee-sel embrio en dan die bolselle. Okay, embrio wat 'n bolselletjies is. En watter deel van die vroulike voorplantingsstelsel sal die gebeure wat in die diagram hierbo getoon word plaasvind? Nou ons weet dit wat inplant in die baarmoederwand is 'n blastosist en ons weet ook dit bevrugting plaasvind in die fallopius buis. Soos wat die sigoot verder ontwikkel en die embrio beweeg dan op pad na die uterus toe, dit vind als aan die fallopius buis plaas. Die bestudeerde diagram hieronder wat 'n deursnit deur die testes toon. Nou kyk, nou een is definitief sperm. So dis tussen A en C. En dan as ons kyk na 2. 2 moet jy net die selletjies se name leer ken. En binne die saadbuisies of die seminale buisies sit die Sertoli en dit is SS, so is ook maklik om te onthou. So 2 is die Sertoli selletjies en dan hoef jy eintlik verder te kyk en weet jy dis A. As ons aangaan na die volgende bladsy toe, die funksie van die naalstring, en dan die naalstring aar vervoer vervoer bloed vanaf die placenta na die fetus. So jy sal graag suurstof en voedingsstowwe daarin wil hê vir die fetusie. So dit sal definitief nie koolstofdioksied van die fetus na die moeder wees nie, dit sal deur die slagare vervoer word. Dit sal definitief na die fetus. So van moeder na die fetus, dit gaan tussen C en D wees. En dit gaan voedingsstowwe wees. Alright. Een van die eienskappe van 'n sperm wat veroorsaak dat dit vinniger beweeg, omdat daar's baie mitokondriums, daar's 'n lang flagellum en die ovaalvormige kop. So dis A. Dis definitief A. Die volgende lys van gebeure wat in die vroulike liggaam plaasvind: puberteit, ovulasie, ontwikkeling van die corpus luteum, oogenese en verdikking van die endometrium. Onthou, almal van hulle vind in die vroulike liggaam plaas, maar die vraag vra, watter een van die volgende is 'n kombinasie van gebeure wat deur LH, die luteiniseringshormoon, beïnvloed word, en dit is slegs ovulasie en die ontwikkeling van die corpus luteum. So dit sal C wees, slegs 2 en 3. Die struktuur waar die sperms tydelik geberg word, hulle vra die vraag verskriklik baie, en dis die epididymis. So gaan leer asseblief die ding uit jou kop, die kans is bitter goed dat jy dit weer gaan kry. Watter een van die volgende is 'n funksie van die amniotiese vloeistof of die amnionvloeistof? Omdat dit die fetus direk omring, is 'n funksie daarvan meganiese, om dit te beskerm teen meganiese beserings. So dit sal B wees. Die placenta word deur wat gevorm? Nou hulle vra dit ook redelik gereeld, en daar's twee komponente. Daar's 'n komponent van die ontwikkelende embrio fetus se kant af, wat bekend staan as die chorioniese villi, en dan is ook 'n komponent van die moeder se kant af, wat die endometrium is. Meer spesifiek, die gedeelte van die endometrium staan bekend as die decidia, maar in hierdie geval sal dit B wees, chorioniese villi en endometrium. Volgende bladsy, die tabel hieronder toon die gemiddelde testosteroonvlakke van seuns en mans van verskillende ouderdomsgroepe. Nou hier sien julle, die groep 1 is ouderdomme van 0 tot 10, onthou puberteit het dan nog nie begin nie, en dis waarom jy lae testosteroonvlakke gaan hê. Puberteit begin dan by 11 en 15, so jou testosteroonvlakke verwag jy om hoër te wees, en dan natuurlik soos die tieners ouer word, die tienerskap tussen 16 en 20, is dit nog hoër. So watter een van die volgende is 'n verduideliking vir die verskil in testosteroonvlakke? As ons kyk na testosteroonvlak is hoër in groep 1 as groep 2 omdat puberteit begin. Dis twak, want puberteit begin nie in groep 1 nie. Groep 2 as groep 1 omdat puberteit begin, dis definitief 'n opsie. Groep 3 as groep 1 omdat dit benodig word om die groei van langbene te inhibeer, wat twak is. Alright, onthou groep 3 is juis wanneer die groei van langbene gestimuleer word, nie geïnhibeer word. En die laaste enetjie, groep 1 as groep 2 leier, omdat dit benodig word vir groei van langbene te inhibeer, weer eens nee. So dit sal B wees, beslis. Dan die diagram toon die menslike 28-dag menstruele siklus, wat in 4 dele P, Q, R en S verdeel word. Die oomom word op dag 14 vrygestel. Alright, so op dag 0 begin die menstruasie siklus, 14 dae later ovuleer jy, en dan natuurlik gaan dit oor die corpus luteum, die luteale fase. Nou hulle vra, watter deel van die siklus vind menstruasie plaas?
Nou jou corpus luteum begin afbreek aan die einde van jou siklus, met ander woorde na dag 21, en dan skei jy die onbevrugte ovarium plus die endometrium wat homself voorberei het, skeer dan los en dit gebeur in fase P. Alright, so in die begin van die menstruasie siklus P. Die normale plek vir bevrugting by 'n vrou is die fallopius buis, ons weet dit nou al. Volgende bladsy, watter woord beskryf die proses wat die diagram toon? Omdat jy werk met 'n eensellige struktuur na 'n meersellige struktuur, en dit is waar groei plaasvind, hoor. En groei word gedoen deur mitose, soos B. Watter een van die volgende behels die ontwikkeling van die kleintjies binne die uterus van die moeder, waar dit voedingsstowwe deur die placenta ontvang? En onthou, dis nog 'n voortplantingsstrategie waar dit ovipaar, vivipaar of ovovivipaar is, en hierdie definisie pas definitief by vivipaar of viviparie. Voorbehoedpille wat swangerskap voorkom sal waarskynlik hoë vlakke van progesteroon bevat, hoor. Watter een van die volgende vind onmiddellik na bevrugting plaas? Ons weet na bevrugting vorm die sigoot, en daai sigoot gaan deur verdelings om eers 'n merula te vorm, dan 'n blastula en dan 'n blastocist. So as ons kyk na hierdie opsies, merula, en ons weet mitose is daar verantwoordelik, so dit sal hierdie D wees, hoor, dit laaste enetjie. Die energie wat benodig word vir die beweging van 'n spermsel word in die mitokondria geproduseer. Watter een van die volgende hormone stimuleer puberteit by vrouens? Ons weet is estrogen, hoor. Volgende bladsy. Die funksie van die epididymis is om, daar kom hy weer voor, so met ander woorde is om sperms te stoor totdat dit rypwording ondergaan het. Semen te produseer is natuurlik die testis, sperm na die uretra te vervoer is die vas deferens, en sperms te produseer, dis ook die seminale basis in die testis. 'n akrosoom het mitokondriums, mitokondriums kom in die middelstuk voor, 'n kromatiennetwerk wat gene dra, dit kom in die kern voor van die kop. Ensieme wat nodig is, dis 100% hom, want die ensieme word in die akrosoom wat aan die voorkant van die kop van 'n spermsel voorkom gelees. Dan ovulasie word deur 'n styging in die vlakke. Ons het net nou gesê dat ovulasie die LH verantwoordelik is vir ovulasie en vir die vorming van corpus luteum, so dis LH. Oogenese vind plaas in die uterus, ovarium, cervix en vagina. Dit sal plaasvind in die ovarium, dis waar oogenese plaasvind. Dan 'n voortplantingsstrategie waar die ontwikkeling van die fetus in die moeder se uterus plaasvind, dis weer eens viviparie. Die struktuur wat uit die oorblyfsels van die graafse follicle is die corpus luteum. Die deel by die man wat spermselle tot rypwording stoor, dis die epididymis. Die struktuur by mans wat testosteroon afskei is die testes of die testicles. Ekstra-embrioniese membraan wat gaswisseling in die amniotiese eier moontlik maak, dis die chorion. 'n Voortplantingsstrategie waar die kleintjies voedingsstowwe deur die placenta ontvang, dis weer eens viviparie. Die buis wat semen en urine na die buitekant se uretra. Die struktuur wat gedurende swangerskap se mikrofilter dien is een van die placenta se funksies. Die deel van die manlike voortplantingsstelsel wat sperms tydelik berg, weer eens 'n epididymis. Organelle wat in groot hoeveelhede in die nekgedeelte van 'n spermsel voorkom, dis mitokondria. Die tipe ontwikkeling by voëls waar die kleintjies ten volle ontwikkel is en wanneer hulle gebore is en in staat is om hulself te beweeg, dit is prekosiaal, omdat die P vir paraat. Die struktuur in die sperm wat ensieme bevat vir die buitenste laag van die ovum, dis die akrosoom. Eiers word in die vroulike liggaam gehou, uitgebroei en die kleintjies word lewende gebore. Dis uit en uit ovoviviparie, ovoviviparie. Dit sluit in die bou van neste, beskerming, onderrig van kleintjies, voeding, die versorging, gebrek daaraan beïnvloed, dis ouersorg. Jy hoef eers verder te lees nie. Die tipe bevrugting waar die eiers binne die liggaam, dis eintlik binne die vroulike liggaam, hoor. Binne die vroulike liggaam asseblief. Want daar is 'n voorbeeld van 'n seepertjie waar bevrugting binne die broeisak van die man plaasvind. En dit klassifiseer ook as uitwendige bevrugting dan. So dit gaan oor eiers buite die liggaam van die wyfie bevrug word. Dit is uitwendige of eksterne bevrugting natuurlik. 'n Bloedvat in die naalstring wat voedingsstowwe na die fetus vervoer, dis die naalstring vene of die naalstring aar. Die stadium waar sekondêre geslagskenmerke by mans en vroue ontwikkel, dis puberteit. Vingeragtige uitgroeisels wat na inplanting uit die buitenste membraan van 'n met ander woorde die trofoblastiese laagselletjies, dis die chorioniese willie.
Vloeistof wat die ontwikkelende fetus teen meganiese beskerm, dis amniotiese vloeistof, ons het hom ook vroeër gehad. Die vrystelling van 'n ovum vanaf die ovarium is ovulasie. Ontwikkelingstydperk van die fetus in die uterus, dis swangerskap of gestasie. Okay? Hulle sal beide van hulle aanvaar. Die tipe ontwikkeling by voëls waar die jong voëls in staat is om onafhanklik, dis prekosiaal, jy hoef eens verder te lees nie. Dan die ekstraembrioniese membraan wat verantwoordelik is vir die uitskeiding van afval in 'n amniotiese eier, dis die allantois of die allantois, hoever jy dit wil uitspreek. 'n Struktuur in die vroulike voorplantingsstelsel waar semen gedeponeer word, dis die vagina, en dan die deel in van die manlike voorplantingsstelsel wat gebruik word om die semen, dis die penis. Hormoon by mense wat in die voorplantingsstelsel geproduseer word, dis beide estrogen en testosteroon. Rolle van die placenta as handhawing van swangerskap, beskerm die fetus teen meganiese beserings. Nee, B is die amniotiese vloeistof wat dit doen, so dit sal slegs A wees. 'n Proses wat 4 volwasse gamete by die mens vanaf 'n enkele diploïde sel produseer, oogenese of spermatogenese. Onthou asseblief, oogenese produseer 1 geslagsel wat 'n eiersel is en 3 polêre liggame, terwyl spermatogenese 4 jong spermselle produseer. So dis slegs B. Ekstraembrioniese membraan wat in die amniotiese eier gevind word. Omdat daar is 3 ekstraembrioniese membrane, die chorion, die amnion en die allantois. So hierdie is beide van hulle. 'n Struktuur wat semen uit die liggaam vervoer, dis die uretra. Volledige ontwikkeling by voëls waar so die kleintjies onafhanklik gebore word, dis prekosiaal, dis slegs A. Versamel stikstofafval en help met die uitruil van gasse. Onthou, die chorion versamel nie stikstofafval nie, dis net die allantois wat dit doen, en dan ook betrokke is by die uitruiling van gasse. Alright, so dis eintlik, hy moet net afgaan onder te hoor, dis B, dis nie A nie, dis B asseblief. 'n Hormoon wat puberteit stimuleer, dis testosteroon en estrogen, dis beide van hulle.